Elders skyn die lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien, U is die lig, mag U lig hier deur ons skyn. Geliefde, goeie dag. Efesiërs 5 leer ons hoe as mense van die lig te lewe. En in vers 9 tot 11 sê dit, uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend of iets vir die Here aanneemlik is, en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Ek en jy weet, die meerderheid is nie altyd reg nie. Dis 'n baie maklike ding om te sê, want die meerderheid is nie altyd reg nie. Ons moenie altyd sommer net die meerderheid volg en doen soos die meerderheid doen en praat soos die meerderheid praat nie. Want die meerderheid is nie altyd reg nie. Dis 'n feit. Maar net soos die meerderheid nie altyd reg is nie, is jy ook nie. Ons moet ook erken dat ons ook nie altyd reg is nie. Daar is tye in ons lewens wat ons verkeerd nie net kan wees nie, maar is. En as die woord vir ons kom sê, ligmense, stel dinge aan die kaak en neem aan sekere praktyke nie deel nie, dan moet ons weet, ons gaan gekonfronteer word deur dinge wat verkeerd is. Dit sê vir ons dat ons moet heeltyd bevraagteken waarmee ons besig is. En 'n goeie vraag om te vraag is altyd vir jouself en vir ander mense en wanneer die dinge sien gebeur. Hoekom? Hoekom gebeur hierdie ding? Hoekom doen ek hierdie ding? Hoekom hou ek my met hierdie saak besig? Hoekom tree ek so op? Want as jy dit vra, dan vra jy vir jouself, waar is die lig hierin? Waar is die lig in hierdie ding wat ek doen? Hierdie besluit wat ek gemaak het? Want, onthou, vers 9 sê, uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. So laat ons maar bietjie die massa en onsself terselfdertyd begin bevraagteken. Ek wat bely dat ek 'n mens van die lig is, wat dankbaar is dat ek geroep is om 'n mens van die lig te wees, dat Christus my dit gemaak het deur sy genade en sy vryspraak. Is dit waarmee ek besig is? Lig. As dit nie getuig van iets wat goed en reg en waar is nie, dan is dit nie lig nie. Dan is ek verkeerd. En dan moet ek opnuut by die Here gaan luister met 'n oop gemoed, om te hoor wat sy waarheid is, wat volgens hom goed en reg en waar is. Nie volgens my nie. Nie volgens my tradisie nie, nie volgens my kultuur nie, nie volgens my opvoeding nie. Volgens God. Volgens die wil van die Here. Vra hoekom. En luister dan met 'n oop gees, 'n oop gemoed. Of jy besig is met die regte ding. Shalom. Hierdie woord gee hoop aan die nasies, 'n hart vol hoop om die volke te verbly, tot